maar die sy bloed is nog een vrede in my gevoel. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is so winnaar, hy is die Heer, selfs as ek twyfel en ek berou, sal hy vergewe. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar, hy is die Heer, selfs as ek twyfel en ek berou, sal hy vergewe. Hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar, hy is die Heer, selfs as ek twyfel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Sommige net vir 'n hand opsteek. Wie sê eerste keer is dit dat jy ooit by kruistog is? Steek jou hand in die lug as dit jou eerste keer is. Sjoe, kyk 'n bietjie rond. As jy nog nooit hier was nie, kyk hoeveel nuwe gesigte is hier. Baie welkom. Wie van julle het al meer as 2 kruistogte bygewoon? Meer as 3. Wie was hier van die begin af? Fantasties. Julle is so welkom. Ek sien vir Tannie Erna hoor in die koor. Dit is vir ons so lekker om saam met julle te kuier hier vandag. Ons sing nou, O Heer my God, maar ons wil graag vra, julle moet saam met ons sing. Ons gaan eers vir julle so klein stukkie van die liedjie leer, en dan gaan ons hom van voor af deurtrek. Jy verduidelik, Lisette? Okay, so wat gebeur is, aan die einde van O Heer my God is daar, hoe groot is ons God? En dit ken ons het dit in Sondagskool geleer, daai tyd nog. So jy gaan, hoe groot is ons God? Almal sal sing, hoe groot is ons God? Almal moet dit nou saam Kom ons alright. oefen hom gou een keer saam met hulle voor ons wegtrek. Okay. 1, 2, 3. Hoe groot is ons God? Almal sal sing. Hoe groot is ons God? Kom ons gaan weer. Hoe groot is ons God? Almal sal sing. Hoe groot is ons God? Baie mooi. Fantasties. Julle kan maar kom koor sing, hoor. Sag, nee, dis bietjie sag. Ek dink julle moet wel wanneer ons dit nou saam met musiek sing, ten minste 2 keer so hard sing. Daar's ten minste 400 van julle, so ons kan julle lekker hoor. Okay, begin dadelik, hier gaan ons. Is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God, hoe groot
is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. O Heer my God,
Nou sal ons graag die lied sing. Almal ken hom ook. Dit is die Seën. En ek wil dit spesiaal vir die organiseerders van hierdie ongelooflike dag dit na hulle voete toe bring, dat hulle by Jesus se voete gaan sit, waar hy so ongelooflik dankbaar is vir hierdie dag. Ek kan net dink hoe gee hy so groot glimlag, en hy is so dankbaar dat ons vir hom die prys en die worship en al hierdie wonderlike dinge vir God bring. En daarom vra ons dat u ook, wat hier sit, elkeen spesiaal geseën word.
En jou vrede, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou. Amen.
besig met hom. Of enetjie. Wil jy praat? Wil jy praat? Ja, ek sal gou sê, die laaste liedjie wat ons gaan sing, se naam is Abba. Dis die Hebreëse woord vir pappa. En jy sal hoor later in die liedjie, is dit in plaas van Abba, is daar die woord tate. En Lizette is baie oulik, sy het gaan oplees oor dit. Tate is soos om 'n uitroep te gee om te sê daddy. So dit is intimiteit, dit is verhouding, dis waar dit vandaan kom. En nou weet ek altyd as mense Hebreëus hoor, wil hulle weet, wat sê jy? Wat sing jy? So ek sal gou so 'n rowwe vertaling vir julle gee. Shomer Aleu beteken die beskermer, né? Dit is die bewaker. Maak oor ons, ja. Ja, en dan in die tweede frase is dit Ohev Otano. Otano is soos liefde. Dit is 'n verhouding wat praat oor intimiteit en die verhouding wat die Vader self met ons het. En dan hier aan die einde sal julle hoor ons praat van Melech HaOlam. Olam is soos die heiligste. So ons prys God as die allerhoogste Vader. Dis wat hierdie liedjie sê. Baie dankie. במלחמות שמעון עלינו בריס
Baie dankie. Daar sê dank. Goeiemôre. Is dit nie 'n pragtige dag wat die Here vir ons gegee het nie? Laat my dink aan die dag wat Dawid van gepraat het, toe hy gesê het, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons bly wees en ons verheug daarin. Ek wil graag vanoggend so vir 'n paar groepe mense sê baie welkom. Die eerste groep wat ek vanoggend wil welkom heet, is ons eie gemeenskap, Vredefort in Parys. Almal wat hulle hart en hulle siel, hulle gees, hulle vlees en hulle tande gegee het om hierdie geleentheid te kan aanbied. Ons sê vir julle 'n spesiale welkom vanoggend. Mag hierdie dag vir jou 'n seën wees. Mag jy hierdie dag besef hoekom Jesus gesê het, dis saliger om te gee as om te ontvang. Want hierdie is 'n gee dag. Welkom aan julle. Ons sê tweedens baie welkom aan elkeen van ons borge. Ons dankie dat ons julle kon gehad het om hierdie dag te kon aanbied. Dankie vir die bydrae wat elkeen van julle gegee het. Julle is welkom om vir julle elkeen 'n pakkie hier te kom haal, hier voor by die borgetafel, by Claudette. Kom maak gerus 'n draai ergens deur die dag en kom kry 'n pakkie daar. Dan wil ons graag baie welkom sê aan almal wat moeite gedoen het om vandag hier te wees. Hier's mense van die Kaap af, hier's mense van Natal af. Hier's mense wat vanoggend vroeg 3 uur hier geland het om hier te kan wees. En ons sê vir julle baie welkom. So, dames en here, baie welkom by die 5de kruistog in Vredefort. Kom ons gee almal 'n hartlike Vrystaat welkom. Nou die Here vir ons die eerste jaar die visie gegee het van hierdie kruistog, toe is daar 'n teksvers wat daar gekoppel was, en dis Matteus 16 vers 24, waar die woord sê, Jesus is aan die woord, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Sê 'n bietjie vir die ou langs jou, vandag is verloningsdag. Hy moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dis die woorde van Jesus. Die kruis sentraal in die geskiedenis van die mensdom. Die kruis in die middel van ons tydlyn. Alles wat gebeur het voor Jesus, sê ons was voor Christus. Ons tel tot vandag nog 2026 jaar na Jesus. Hy het gekom in die middel van die tydlyn van die mens, in die volheid van die tyd, soos die Bybel dit sê. En in die middel van hierdie tydlyn staan daar 'n kruis. En die wonder van die kruis is dat dit 'n konfrontasie. Dis 'n uitdaging. Dis iets wat jou dwing tot aksie. Dis iets wat vir jou sê, ek het nodig om te kies. Hierdie kruis is in jou gesig. Jy loop hom raak deur jou hele lewe. En op een of ander stadium maak 'n mens 'n keuse. En ons wat vandag hier staan, baie van ons het reeds daai keuse gemaak op 'n dag toe ons voor die kruis gekniel het. Ander het vandag 'n goeie geleentheid om die keuse te maak. Ek dink nie jy gaan op een of ander plek of op enige ander geleentheid soveel kruise sien soos wat jy vandag gaan sien nie. Mag hierdie kruis jou dwing tot 'n keuse, mag dit vir jou 'n uitdaging wees wat Jesus gesê het, volg my. Sluit my so mooi aan by Paulus se woorde in 1 Korintiërs 1 vers 22. Sê hy, die Jode vra 'n teken, die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'n Struikelblok vir die Jode. Die Jode het gestruikel hieroor. Iemand wat gekruisig was in die Bybelse tyd is iemand wat vervloek is onder die wet van Moses. Vervloek is elkeen wat 'n hout hang. Dis dwaasheid vir die Grieke. Hoe kan iemand wat aan 'n kruis hang 'n koning wees? Die Grieke kan dit nie verstaan nie. Maar luister wat sê hy verder. Maar vir die wat geroep is, Jode
sowel as Grieke, sowel as boere, sowel as elke ander nasie op hierdie aarde. Christus, die krag van God en die wysheid van God. Kan ons sê dankie Jesus. Dankie Jesus. Hy is ons krag, hy is ons wysheid. 'n Versie wat by my bly dwars deur hierdie tyd met die oploop van hierdie kruistog was Johannes hoofstuk 15 vers 13. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En hierdie woorde het ek so oordink in die laaste paar dae. Groter liefde het niemand as dit nie. Maak nie saak hoe verlief jy was toe jy 'n tiener was nie, maak nie saak hoe lief jy dink jy vir jou vrou of jou kinders of wie ook al is nie, daar is geen groter liefde as om jou lewe neer te lê nie. En dis die liefde van Jesus. Dis die liefde wat spreek en dis die liefde wat ons bid vandag in elkeen van ons harte geopenbaar sal word. Ons gemeenskap het iets gedink wat ons graag vir julle wil wys vandag. Werner, waar is jy? Kom bietjie nader, dankie. Ons het, toe ons voorbereid vir die kruistog, het ons dit goed gedink om replikas te maak van dit wat op die kruis toneel was, die dag toe Jesus gekruisig is. So 'n bietjie die geskiedenisboeke gaan opswat en navorsing gedoen en gekyk hoe groot was die oorspronklike kruis. Wat was sy gewig omtrent? Hoe lank, hoe breed? En ongelukkig is daar soveel afgryse gewees in hierdie daad, dat niemand in die geskiedenis het moeite gedoen om dit presies op te skryf nie. Daar was ook nie 'n presiese manier wat dit aangeteken is nie. So die beste wat ons kon doen is om te vat wat die internet vir ons sê, tussen 80 en 130 kilogram, 2 meter by 3.8 meter, en ons het hom gebou en ons het hom daar buite gesit. Nou ons sin het weeg 116 kilogram. So as jy dapper is vandag, gaan probeer ons 'n bietjie op te lig. Niemand van ons kry dit reg nie, so wys ons wat jy het. Maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan daaroor dat die gewig van ons sonde is baie swaarder op Jesus se rug as wat die kruishout kon wees. Die gewig wat hy gedra het om jou en my in sy plek te plaas, het baie swaarder geweeg as enige hout op hierdie aarde. Die kruis is daar buite, gaan maak 'n draai en mag daai kruis met jou praat. Mag hy in jou lewe iets roer, sodat jy sal dankbaar wees en sal sê, dankie Jesus. U het dit deurgemaak, sodat ek 'n lekker lewe vandag kan hê. Die tweede ding wat ons gemaak het, was die spykers. Sê dankie vir Arnold. Hier is hulle, Romeinse spykers. 6 duim tot 8 duim lank. En hierdie spykers vertel 'n storie. As jy hierdie spyker in jou hand vashou, jy dink hoe Jesus die laaste oomblikke gevoel het voor hierdie spyker deur sy hande geboor het. En hy deurbore, sê die woord, vir ons sonde. Dan vloei daar dankbaarheid uit jou hart uit. Elkeen van die mense wat hierdie goed gemaak het, het 'n ondervinding met die Here gehad terwyl hulle besig was om dit te maak. Hierdie spykers gaan hou hom vas, gaan slaan hom bietjie in, gaan u beleef iets van dit wat Jesus deurgemaak het. Die volgende ding is die kats. Vir die van julle wat nog nooit 'n kats gesien het nie, hier is hy. Vervleg met loodballetjies, stukke been, enige goed wat hulle in die hande kon kry, enige iets wat vel kan skeer, kan skade maak, kan verwoesting saai op die een se rug op wie hy geland het. Jesus is met hierdie kats geslaan 39 keer. En vir 39 keer het die bloed uit die wonde uitgevloei om te betaal vir jou genesing vandag, sodat jy nie siek hoef te wees nie. Sodat jy in vryheid kan lewe, sodat jy genesing kan vat wat Jesus voorbetaal het en siekte kan afskuif. Dis wat die woord vir ons sê in Jesaja 53. Die volgende een is die spies. Hier is daai spies. Ons weet nie of die regte een is, maar dis die een wat die navorsing sê die replika is, of wat die oorspronklike een moes gelyk het, wat in Jesus se sy ingedruk is. Daar's 'n kosbare ou liedjie wat sê dat there's a precious hiding place in Jesus' side. There's a shelter from all sin, from all doubt, from all fear. Mag jy vandag hy spies gaan vashou daar buite en besef,
Hy was werklik dood. Toe hulle daai spies indruk, het bloed en water uitgetap. Hy het sy lewe neergelê. Niemand het sy lewe van hom geneem nie. Hy het dit uit sy eie keuse neergelê, want groter liefde het niemand as dit nie, dat hy sy lewe gee vir sy vriende. En dan die laaste ding wat jy daar buite kan sien is die aanklag. Die bord wat Pilatus geskryf het in Hebreëus, in Grieks en in Latyn en gesê het, sit dit bo kan die kruis op, langs die pad, sodat almal wat verby kan kom, kan sien die rede hoekom hierdie man gekruisig is. En die aanklag sê, Jesus, die Nasareëner, die koning van die Jode. Hy kon net sowel verder aangeskryf het en gesê het, en almal anders. Want dis wie Jesus is. Hy is ons koning. Hy is ons Here. Hy is ons verlosser. En as hy jou koning is, kom ons gaan opstaan. En dan gaan ons die naam van die Here aanroep vanoggend. Kom ons staan. Ons dank Here Jesus vir hierdie kosbare dag wat U gemaak het, Here. Ons dank U Vader dat ons bymekaar kan kom vanoggend uit uithoeke van hierdie land, Here. Nie om 'n konsert te kom kyk nie. Nie om iets te kom beleef nie, nie om deel van 'n skare te wees nie, Here. Maar om aan U die lof en eer van ons harte te bring, Here. Vader, ons wil vanoggend ons dankbaarheid teenoor U uitroep uit die diepte van ons harte. Sê dankie Jesus dat U die straf gedra het. Dankie dat U die prys betaal het. Dat ons as verlostes voor U kan staan, Here. Dankie dat die woord sê ons kan vandag ingaan in die allerheiligste. Die plek van ontmoeting met God. In vrymoedigheid. Deur die geskeurde gordyn, die vlees van Jesus. Here, soos daai rooi gordyn op daai rugbypale hang en ons daar gaan deurstap vanoggend. Mag ons vanoggend ook in die geestesriem instap in U teenwoordigheid van hierdie oomblik af. Terwyl ons besig is om U lof te besing, terwyl ons op die roete beweeg, terwyl ons die stasie sien langs die pad, terwyl die woord en die kruise wat ons rondom ons sien in ons harte spreek, mag ons belewenis met U wees, mag dit 'n goddelike ontmoeting wees. Dis ons hoogste begeerte in Jesus naam. Amen. Ek verwelkom nou graag vir Rigan Bressou en sy span op die verhoog. Hulle gaan ons lei in lofprysing en aanbidding. En kom ons gaan die Here se naam groot maak uit ons hart. Weet wat besonder is, Jesus sê vir die vrou by die put, dat die Vader soek aanbidders, wat hom aanbid in gees en in waarheid. Soos daar een ding is wat jy vanoggend kan doen, doen dit in gees, met oorgawe. Doen dit in waarheid. Jy hoef nie te bid onder 'n skuilnaam nie, Jesus weet wie jy is. Ons gaan hom aanbid met ons hele hart. Baie dankie Rigan en baie dankie vir jou hele span. Asai, goeiemôre almal. Ek wil nou net vir almal gesê julle kan staan en lekker saam met ons worship. Maar ek sien julle staan klaar. Dis net 'n oomblik, ons gaan hom nou aan die gang kry.
Ja, as ek wil net check, is ons goeders aan? Daar kom niks deur by ons nie. Ek gaan kyk, kry jy enige sein van ons af? Nou kan almal staan, nou gaan ons die Here se naam loof en prys. Hier gaan ons julle. Daar was 'n kruis, my Jesus aan 'n hout kruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n kruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir dae voor die ark het hy gedans en jy, maar die kruis van Jesus, hoe sal ons kan ander vou en smaak?
En daarom sal ek sing. I'm praising the valley, praises on a mountain. I'm praised when I'm sure.
vir die wat wil, julle kan 'n bietjie sit nou, vir almal wat wil. And all the lonely forest and
net hoor, Johan, moet ons al het almal klaar hulle nagmaal goedjies, moet ek sommer vra dat die mense dit begin uitdeel. Okay. So net almal wat die wyn en die nagmaal pakkies met uitdeel, julle kan maar so lank begin hiermee. Ons net so 'n bietjie a cappella begin. Saam met almal net lekker almal saam sing. Ons sal begin vir julle, maar dan wil ons dit graag oorgee aan julle en dan sing julle saam met ons. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God.
You're an awesome God, oh great. In all you do, I'm made to worship you, my God. You're an awesome God. From what an awesome God. So, ek wil net seker maak, het almal al die nagmaalpakkies gekry? Dis reg daarmee. Ja. Is hier so voor moet nog mense nagmaalpakkies kry, is dit reg? Almal reg met hulle sover. Alright.
Jesus sê in Lukas 22 vers 15 sê hy vir sy disippels, ek het baie sterk verlang om hierdie Pasga te eet voordat ek ly. En ek hoop julle het ook vanoggend 'n sterk verlange om saam met Jesus aan tafel te sit. Ek wil graag hê ons moet vanoggend die eerste demonstrasie doen, terwyl hierdie dag 'n dag is wat soveel simboliek en soveel dinge het wat vir ons wys hoe dit was. Wil ek graag hê ons moet vanoggend sien wat Jesus bedoel het in vers 22 van daai hoofstuk. Toe hy gesê het, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort is. Hierdie woord testament beteken verbond. En ek wil graag vir Kian en Owen Kutse vra om vorentoe te kom. Ons het vanoggend mooi demonstreer vir almal wat beteken verbond in die Bybel. Verbond is nie net 'n ooreenkoms nie. Dis nie net 'n kontrak nie. Dis iets wat so diep is en so groot is. Dis twee lewens wat een word. En hierdie verbond wat Jesus met ons sluit, is nie net 'n gewone verbond nie, dis 'n bloedverbond. Bloedverbond is die hoogste vorm van verbond wat daar is. Die hoogste vorm van ooreenkoms wat daar kan wees tussen twee mense. En Jesus het hierdie woord uitgekies. En hy sê hierdie is dit wat ek nou met julle wil doen. En dan maak hy 'n stelling en hy sê vir al my volgelinge wat ooit sal kom in die eeue, in die generasies na hierdie dag, onderhou hierdie sakrament. En dis hoekom ons vandag ten minste eenmal 'n maand aansit aan 'n tafel. 'n Tafel met so groot betekenis. Laat my dink aan Psalm 23 waar Dawid sê, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Vandag kan die teestanders niks sê nie. Vandag kan die duiwel blaas en raas soos hy wil. Hy kan brul soos 'n leeu. Dit maak geen verskil wanneer jy sit aan die tafel saam met Jesus nie. En dis waarna ek jy wil uitnooi vanoggend, terwyl ons in hierdie wonderlike atmosfeer het, is om te verstaan wat beteken verbond. As julle reg is, kan julle kom, bring net julle tools saam daar. Ouen, die grawe en die plant, bring maar sommer saam. OK, daar kom hulle. So daar's 'n Bybelse manier wat 'n verbond beëdig is. Die naaste wat ons vandag daaraan kom is ons huweliksverbond wat ons in ons huweliksmaat mee intree. En hierdie verbond het 'n paar dinge wat gebeur. Die eerste ding wat gebeur wanneer twee mense verbond stig, is dat hulle ruil hulle klere. Kian hier regs verteenwoordig Jesus vanoggend. Hy het die kleed van geregtigheid aan. En Ouen verteenwoordig ons gewone mense. Die woord sê ons beste werke is soos 'n vuil kleed. Ons kan God nie beïndruk nie. Ons klere is in die geestelike riekelm maar altyd gekreukel en vuil wanneer ons nog nie by Jesus uitgekom het nie. Maar wanneer die verbond beklink word, dan ruil die klere om. Die een party trek die ander party se klere aan. En van daardie dag af loop hy met die ander persoon se klere. Hy stap sy pad. Wanneer mense hom op straat sien hulle hom met die ander klere. Hy lyk nie meer dieselfde nie. Hy ruil ook sy wapens. Wapens word geruil, dit word gedra in 'n gordel. Swaard wat die aan ouens se sy hang, is die wapenrusting wat oorgedra word van een persoon na 'n ander persoon. Dis deel van verbond. Ruil die klere, ruil die wapens. In Efesiërs 6 nooi die Here ons uit en sê, trek die volle wapenrusting aan. Trek my wapens aan. Want my wapens is nie fisiese wapens nie. Dis geestelike wapens. Dis te staan teen elke mag van duisternis wat in jou en my lewe opgestel kan wees. God se wapens. Hy het ons sy ring aan sy vinger gesit. In die gelykenis van die verlore seun sien ons dat die vader hardloop uit. Hy gaan sy seun tegemoet op die pad. Hy sê bring nuwe klere. Bring, steek 'n ring aan sy vinger. Slag die vetgemaakte kalf. Hierdie seun was weg, hy het huis toe gekom. Ons moet fees vier.
Dis hoekom ons by mekaar is om fees te vier. Die woord sê ook wanneer 'n bloedverbond gestig word 'n naam verander. Abraham en God het 'n verbond met mekaar gemaak. En van daai dag af was Abraham se naam nie meer Abraham nie. Hy was Abraham. En dan kom ons by die bloed. Die bloed. Aan die regterarm is snitte gemaak. Gesny met 'n mes. En dan het hulle mekaar so gevat, soos wat Keen en ou en mekaar hier vat, en hulle polse teen mekaar gehou, en die bloed het vermeng geraak in die are. Die woord van die Here sê in Levitikus, dat die bloed het die lewe in. Jesus se bloed vloei in ons bloedstroom in. Ons bloed en sy bloed raak vermeng. En dis die besonderheid van die nagmaal. Jesus kom op 'n dag en hy staan en hy sê, as julle nie my bloed eet, my bloed drink en my vlees eet nie, het julle geen lewe in julleself nie. Want sy bloed is lewensbloed. En hierdie bloed word vermeng in ons lewens in ons bloedstroom in, soos wat hierdie verbond gestig word. Nog 'n ding wat gebeur is, hierdie manne plant 'n boom. Wanneer hierdie verbond gestig word, dan het hulle 'n boom gevat en hulle het hierdie boom geplant en in die grond gesit, en elke keer as hulle verby daai boom gegaan het hulle herinner geword aan die verbond wat gestig is by daai boom. Die verbond wat in plek gekom het die dag toe hierdie boom geplant is, en daai boom word groter en hy groei en hy groei en hy groei in hulle lewe. En vanoggend weet ons, vir ons het daar 'n boom opgegaan op Golgotha. Op die heuwel buite Jerusalem. 2000 jaar terug het God die boom laat plant. Jesus het homself oorgegee aan daai boom. En wanneer ons vandag na hierdie kruise kyk, oral die simbole, dan sien ons die boom wat geplant is vir die verbond tussen ons en Jesus. Ons lewe is verruil. Ons lyk soos wat ouen lyk. Ouen draai so 'n bietjie na die mense toe, laat hulle net mooi sien. Ons lyk soos Jesus vir die engele, vir die magte, vir die demone, vir die wêreld daar buite. Ons lyk nie vanoggend in die geestesriem soos wat ons dink nie. Ons het sy kleed, ons het sy persoon, ons het sy wese, wanneer ons lewens verruil, wanneer ons insit of aansit aan die verbond. Die laaste ding wat gebeur tydens 'n verbond is daar 'n maaltyd tussen die twee partye. 'n Maaltyd word gereël, hulle sit aan 'n tafel en hulle eet saam. En dis wat Jesus gedoen het toe hy daai aand saam met sy disippels om die tafel was en sê, hierdie is die nuwe verbond. En ek wil hê ons moet vanoggend hierdie prentjie in ons gedagtes hê wanneer ons aansit aan die tafel saam met Jesus. As jy vanoggend voel, hierdie is meer as wat ek kan sien om voor te gee. Hierdie is so groot. Hierdie uitreiling is so geweldig. Ek voel, ek is nie gereed daarvoor nie. Gaan maak 'n draai daar by die gebedstent voordat jy jou nagmaalpakkie gebruik. Want die woord van die Here sê vir ons in 1 Korintiërs 11, hy sê hulle wat onwaardig aan die tafel sit, wat nie onderskei waaroor dit gaan nie, bring eintlik 'n vloek oor hulle self. Want hierdie verbondsmaaltyd is so groot, dit is so wonderlik. Dit moet met in aggenome van die heiligheid, van die grootheid van Jesus gedoen word. So ek wil julle graag uitnooi, as daar enige iemand is, maak 'n draai by die gebedstent. As jy gereed is vir oggend om te sê, Here, ek hernie vir oggend die verbond. Ek ken nie al jare. Ek kom vir oggend en ek kom sit weer eens saam met jou aan die tafel. Kom ruil my vuil klere vir u skoon klere. Kom plaas die ring, die seelring van God aan my vinger wat die Heilige Gees is. Kom plaas die kleed van geregtigheid oor my skouers wat u bloed voor betaal het. Kom gee vir my u seën, want die woord van die Here sê dat hy het vloek geword sodat die seën na ons toe kan kom. As jy wil sê, Here, laat u naam op my geskrywe word, soos wat Openbaring 3 vers 12 sê, dan wil ek u nou uitnooi om saam aan hierdie nagmaaltafel te gaan sit. Kom ons maak hierdie nagmaalpakkies oop en ons gaan dit saam gebruik in die teenwoordigheid van die Here tot 'n herinnering aan Jesus.
Paulus sê ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag wat hy verraai is, brood geneem het en gesê dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Kom ons dink aan Jesus terwyl ons dit vanoggend neem. Dankie Jesus. Net soos hy ook die beker geneem na die ete met hierdie woorde, hier is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle by mekaar kom, tot my gedagtenis. En ek sal nie weer van hierdie vrug van die wynstok eet, van hierdie brood eet, of hierdie vrug van die wynstok drink, totdat ek dit opnuut saam met julle in my Vader se koninkryk sal doen nie. Nou kom ons doen dit tot nagedagtes aan Jesus, en ook in vooruitsig, om dit saam met hom te doen aan die hemelse bruilofstafel. Kom ons neem sy bloed in ons liggaam. Vra dat ons gaan opstaan. Ons dank Here Jesus vanoggend dat U ons uitgenooi het na verbond, Here. Dankie Here Jesus dat ons vanoggend kon aansit aan hierdie tafel en aan U in ons gedagtes hê, Here. Dankie dat ons kon deel hê aan hierdie aksie wat U ingestel het, Vader. Om ons te bring op die plek waar ons geregtigheid, ons sonde word verruil vir U geregtigheid. Ons siekte word geruil vir U genesing. Ons swakheid word geruil vir U krag. Ons tekortkominge word geruil vir U volmaaktheid. Here, mag ons hier uitgaan vol van U. Mag ons lyk soos U. Mag ons beelddraers wees van Jesus Christus. Mag ons lig skyn soos wat U lig skyn. Mag ons sout wees soos wat U ons uitgenooi het om te wees. En mag ons in hierdie wêreld 'n groot verskil maak soos wat U gedoen het. Ons loof U in Jesus naam. Amen. Ek gaan U nou uitnooi om hier buite na die rugbyveld toe te gaan, regs van my, links van julle. Ons gaan die kruisformasie doen rondom die kruis voordat ons op die roete gaan vertrek met die kruistog. Ons wil vra dat die eerste mense wat kom, gaan asseblief oor die kruis verby na die ander kant toe, sodat ons 'n volledige prentjie kan kry rondom die kruis.
Dis ook. Daar's hy. Daar's ons weer terug. Daai kan iets gehoor. Ja, as ons net seker maak almal daar buite hoor, kom ons beweeg asseblief na die kruis toe. Ek sien hier's klomp mense aan hierdie kant van die tent by die paviljoen. Ons wil net 'n vinnige foto neem. Dit gaan 5 minute wees en dan kan ons met ons kruistog begin. Baie dankie.